Goeiemôre. Vandag kyk ons 'n bietjie na wag saam met Moses en Dawid en Abraham. Die idee van wag is nie iets niets nie. Oral in die Bybel lees ons van mense wat moes wag. Moses het 80 jaar gewag om die Israeliete uit Egipte te lei. Abraham moes tot op ouderdom 120 wag vir sy beloofde seun Isak. Selfs Jesus moes tot in sy 30er jare wag voordat hy met sy aardse bediening kon begin. In Jesaja 26 vers 3 tot 4 vind ons die woorde: Gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. Vertrou altyd op die Here, want die Here God is 'n veilige toevlug. God gee sy vrede en sy voorspoed aan hulle wat hulle vertroue op hom alleen stel. Nie op geld, eiendom, perfekte omstandighede, afwesigheid van hartseer en beproewing nie. Nee, vrede volg op volgehoue en volkome vertroue op die Vader. Deur op God te vertrou, te wag in sy heilige teenwoordigheid, fokus ons hart en gedagtes op hom. Die waarheid is dat ons lewe die rigting of die dinge volg waarop ons gefokus is. Soos die saad onder die grond wag vir tekens van bo, dat omstandighede reg is. Die regte hoeveelheid reën, die regte hoeveelheid sonlig, voordat dit ontkiem en bo die grond verskyn. Net so kan ons nie optimaal vrug dra, as ons nie ons verbintenis met God versorg en vertrou nie. Ons moet leer uit die natuur. Selfs die kleinste saadjie en insek weet waar die genade vandaan kom. Hoekom twyfel ons dan? Kyk asseblief saam met my na die volgende video. En van al die woestyngoggetjies is hierdie toktokkie natuurlik vir my die wonderlikste diertjie. En ek sal vir julle sê hoekom. Mens wonder soms waar kry hierdie woestyndiere hulle water vandaan. En hierdie enetjie is 'n wonderlike diertjie. Jy weet wanneer die mis oorkom van die see af of dou, dan gaan staan hy doodstil. En dan laat sak hy sy voorpootjies asof hy kniel. En met sy agterpootjies lig hy homself op. Dan staan hy lank so stil, dan kom die dou of die mis op sy doppie. Raak dit nat en al natter en dan vorm dit later 'n druppeltjie. En dan hardloop die druppeltjie af tot by sy bekkie soos hy in 'n knielende posisie sit en dan drink hy sy watertjies. En so kry hierdie woestyntoktokies natuurlik hulle water. Is wonderlik om dit te sien. En dit laat dink my so aan my eie lewe. Wanneer ek dors raak na Jesus en na die water van die lewe, dan is hierdie twee dinge baie, baie belangrik. Gaan staan stil en gaan kniel. Buig jouself onder die gesag en die heerskappy van die koning in. Staan stil, raak stil, buig voor hom. En dis nie lank nie, dan kom hierdie druppeltjie, hierdie lewende water wat van bo af kom, tot daar waar ek kan drink en versadig word. Wonderlike les wat hierdie woestyntoktokie vir my leer. Raak stil, gaan kniel, kom in God se teenwoordigheid en drink van die water van die lewe en word versadig. 'n geseënde dag vir jou.